Ja, Here, ons kom en ons loof U en ons eer U met die liedere wat ons sing vandag. Here, U ken elke persoon wat vandag hier ingestap het. Baie keer is ons nie verniet op 'n plek nie, baie keer is ons op 'n plek vir 'n rede. En daarom bid ek, Heilige Gees, dat U vandag in elkeen van ons harte sal werk, dat dit nooit sal gaan oor enigiemand op hierdie verhoog nie, dat alles wat uit my mond uitkom, wat van my afkom, dat mense dit onmiddellik sal vergeet en vergewe. Maar alles wat van U afkom, laat dit in mense se harte sal insink. Want dit is hoekom ons hier is vandag, Here. Ons wil U aanbid, maar ons wil ook U stem hoor. Ons wil ook hoor, Here, wat U vir ons wil sê in 'n gebroke wêreld, 'n onsekere wêreld met oorloë en 'n ekonomie wat druk, geweld. U ken elke persoon, Here, U ken elke persoon se omstandighede. U weet waarmee hulle ingestap het, U weet waarmee hulle leef. En U wil vandag 'n ontmoeting met elkeen van ons hê. Dankie daarvoor. Dankie vir die liefde dat U met ons dit wil doen, dat U met ons moeite maak. Ons is baie lief vir U. Amen. Dankie, julle kan julle plekke inneem. Goeiemôre, my naam is Jan. Ek is een van die leraars by die gemeente. As jy volgende vir die eerste keer by die gemeente is, wil ek vir jou sê baie welkom. Ek hoop regtig jy gaan die diens saam met ons geniet. Ek wil eers sê baie dankie sê vir almal wat verlede naweek gehelp het met die Paasnaweek. Die musikante, die kunstenaars, die klankouens, die produksiespan, die dekor, die personeel, die medewerkers. Kom ons klap net vir almal hande wat verlede week gehelp het. Ons het verlede naweek rekord opkomste gehad van mense en dit was regtig 'n baie geseënde naweek gewees. 'n Paar goedjies ek onder julle aandag wil bring, ons te leierskapsgeleentheid die 17 April. The Running Man kom met ons gesels, hy's 'n skrywer en 'n podcast aanbieder. Hy kom praat met ons, The Courage to Start. Dis iets wat jy nie wil misloop nie. Dis vir besighede, nooi jou vriende. Dis vir mense, is nie net nodig dat jy moet in 'n leierskapposisie te wees nie. Dis iets wat jy op jouself in jou eie persoonlike lewe ook kan gebruik. So as jy belangstel, praat met Ben of agter by die inligtingstoombank kan jy meer inligting kry. En dan is daar mense wat gepraat het dat daar behoefte is vir 'n vrouebediening en ons wil graag vir die dames vra dat hulle aanlyn 'n opname sal invul om die behoefte te bepaal, om vas te stel vir hierdie bediening. So julle kan agter by die infodesk meer inligting kry of julle kan met Jackie daaroor praat. Nou vandag begin ons met 'n nuwe reeks en die reeks se naam is Dit is in die Bybel. Die Bybel is ryk vol wyshede en kennis en is 'n klomp unieke boeke wat met meer as omtrent 40 skrywers geskryf is. Maar die mooi ding is, daar's net een storie. En ons gaan kyk na boeke wat predikers nie gewoonlik oor wil preek of preek nie. Boeke wat partykeer net vermy word. Moeilike boeke om oor te preek. En ons sien uit, volgende week kom Dr. Johan Serfontein by ons weer kuier en hy gaan gesels oor die boek van Klaagliedere. En hy's 'n Ou Testament professor, so ek is baie bly ek preek voor hom en nie na hom, soos die ander twee manne nie. Maar ons sien uit om hom te sien, hy het al voor in ons gemeente gepreek. Hy gaan ook by ons 'n kursus kom doen vir 4 weke in Mei. Die kursus se naam is die inleiding tot die Ou Testament. En registrasie gaan die 19 April wees. Die eerste een gaan in persoon wees en dan gaan daar 3 wees wat online is, so om dit net makliker te maak ook vir almal. Dis ook iets wat jy nie wil misloop nie. Nou vandag gaan ons kyk na skokkende, emosionele, maar seker een van die mooiste verhale in die Bybel. Dis 'n verhaal van 'n profeet wie se huwelik 'n lewende illustrasie is van God se verhouding met sy mense. Nou in die Ou Testament is daar baie boeke, Moses het geskryf, konings geskryf, Dawid, Salomo, daar's baie profete wat ook geskryf het. Nou mense kry groot profete en jy kry klein profete. Wat dit maar net is groot profete het groter volumes geskryf. Dit beteken nie hulle boodskappe is meer belangrik nie, hulle het net meer geskryf. So ek wil vandag kyk na een van die 12 klein profete met die naam Hosea. Nou die boek van Hosea is anders, en wat dit anders maak, het gaan nie net oor geskiedenis nie, en het gaan nie net oor profesie nie, dis eintlik 'n liefdesverhaal. Maar nie 'n normale liefdesverhaal nie. Dis 'n verhaal van roekelose liefde. Liefde wat weier om op te gee, selfs wanneer dit verraai word, verwerp word en verlaat word. So ek gaan sommer vandag begin, op hierdie oomblik, nie vandag nie, op hierdie oomblik begin om te sê, hier's waar my preek gaan. Die doel van my preek vandag is dat ek wil hê dat jy moet besef en glo dat God jou liefhet. Weet jy dat God jou liefhet?
Dankie. Glo jy dat God jou lief het? Daar was 'n ou gewees, 'n tightrope walker. Hulle sê is 'n koorddanser in Afrikaans. Ek dink nie ek wil dit gebruik nie. Kan ook op 'n ander rigting gaan. Sy naam is 'n Franse ou, sy naam was Charles Blondin gewees. In 1894 stap hy oor die Niagara Falls. Dit is 50 meter hoog en die kabel is 335 meter lank. En dis die eerste ou wat bo-oor stap op hierdie tightrope. En almal dis amazing, daar's duisende mense. En toe gaan hy nog verder en toe later loop hy met 'n kruiwaal oor. En toe later loop hy oor geblinddoek. Toe later loop hy met 'n stoof tot in die middel en hy maak hom 'n led in die middel. Hier is Jennen, gaan kyk dit op. En hy gaan oor. En een keer wat hy oor gaan sê vir die mense, ek is Biden, glo julle in my? En die mense sê ja, ons glo in jou. En hy sê, glo julle dat ek kan oorloop met iemand op my rug? En almal sê ons glo jy kan dit doen. En hy vra goed, wie's eerste? En is doodstil. En niemand antwoord nie. Almal het geweet hy kan dit doen. Maar die proef is in die pudding, glo jy dat hy dit kan doen? So ek wil weer 'n keer vra vanoggend, glo jy dat God vir jou lief is? Nog meer as dit, ons moet besef dat God is nie bietjie lief vir jou nie. God is nie voorwaardelik lief vir jou nie. God is roekeloos lief vir jou. Wat bedoel ek daarmee? Reckless love refers to a concept of God's love as extravagant, yes, my taal volgend, extravagant, overwhelming, and unconsidered with consequences or cost himself in order to pursue, save, and love humanity. It signifies love that is unconditional, unearned, and willing to risk everything to bring back the lost. God is roekeloos lief vir jou. Ons kan sê ons weet dit. Ons kan sê ons glo dit. Maar wanneer die proef van die pudding is, wanneer dit met jou moeilik gaan, wanneer iets met jou gebeur wat sleg is, wanneer jy begin twyfel, wanneer die lewe jou druk, glo jy dit dan nog steeds? Is jy nog steeds soos, maar God het my werklik lief? Want ons is net mense, ons twyfel partykeer. So as ons vandag na Hosea kyk, voordat ons verder kan verstaan wat die boodskap daarin is, ons dalk bietjie net eers na die agtergrond en die konteks kyk van hierdie boek. Hierdie profeet het gelewe so tussen 750 en 722 jaar voor Christus en in die noordelike koninkryk van Israel. Die area het bekend gestaan as Efraim. Nou te midde van die ekonomiese voorspoed van daai tyd was daar uiterste onstabiele politieke situasies gewees. En na die dood van koning Jerobeam het daar 'n hele klomp goed verkeerd begin gaan. Daar was 'n hele klomp swak konings. Van hulle was vermoor toe gewees en dit het 'n klomp wanorde gebring in die land. En die nasie het van God af begin wegbeweeg. Hulle begin om vir Baal te aanbid. Baal was 'n afgod gewees wat hulle geglo het wat vrugbaarheid en landbou hanteer het. Hulle geglo Baal bring die reën en kyk na die oeste. So geestelik het Israel ontrou aan God geraak. Jy onthou God sluit met hulle 'n verbond. 'n Verbond is soos 'n huwelik. En Israel word 'n ontroue eggenoot. Nou dis hier waar Hosea in die storie inkom. God gee vir Hosea 'n baie vreemde opdrag in hoofstuk 1. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te oreer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Ek dink dit moet nogal 'n vreemde opdrag wees vir 'n profeet. Ek meen Hosea probeer voorbeeldig lewe, hy probeer heilig lewe. En God sê vir hom, gaan trou met 'n prostituut met die naam Gomer. Waarom sou God dit doen? Hosea se lewe is 'n lewende profesie. Sy huwelik word God se storie, word God se voorspeel God se verhouding met sy mense. En Hosea ervaar die pyn wat God voel wanneer sy mense hom verlaat en hom seermaak. So Hosea is gehoorsaam, hy gaan en hy trou met Gomer, hy aanvaar al haar kinders wat van verskillende mans af is as sy eie, en vir 'n tyd gaan dit baie goed. Hulle het 3 kinders van hulle eie ook saam gehad, en op einde begin dit sleg te gaan en hulle huwelik is op die rotse, en sy raak betrokke by buiteegtelike verhoudings, net met een nie, maar klomp mans, en op einde los sy vir Hosea. So stel jou voor Hosea se pyn, sy vrou verlaat hom, nie net vir een nie, maar vir 'n klomp mans. Sy begin 'n reputasie opbou, haar ou reputasie wat sy gehad het.
Sy verneder hom in die openbaar. Sy is besig om hulle familie te vernietig. En dis tog presies wat Israel met God ook gedoen het. God het hulle geseën, God het hulle gered uit Egipte uit, God het hulle beskerm, God het vir hulle voorsien, maar hulle verlaat hom en hardloop agter ander valsgode agter hulle aan. Nou die kern van die storie sien ons in hoofstuk 3. Die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg. Gomer het hom verlaat en met ander mans geslaap. Maar Hosea word deur God gesê om weer na haar toe te gaan. Nog erger, ons lees in hoofstuk 2 dat hy moes gegaan het, hy moes haar in die woestyn toe vat en sagte mooi woorde van liefde vir haar fluister. Ek weet nie of ek so kan nie, dalk is ek op gebyte tande sal ek van kan sê ek's lief vir jou. Maar God sê gaan terug, bring haar terug. En Hosea doen iets ondenkbaar, hy koop sy eie vrou terug met 15 stukke silwer en 100 kg gas. Dit het so sleg met haar begin gaan dat sy later verkoop is as 'n slaaf. En hy gaan en hy koop haar terug. Hosea se storie is eintlik God se storie. Van Israel wat alles verkeerd doen, wat afgode begin aanbid, wat ontrou is aan hom, wat van God vergeet het, wat hulle verbond verbreek het. En God het alle reg gehad om met hulle die verbond te breek, om Israel te beëindig, om met hulle te skei. Maar vanweë sy liefde en sy medelee en sy getrouheid doen hy dit nie. So as Hosea lees wat 14 hoofstukke is daar een boodskap reg dwars deur hierdie boek en dit is, ek sal aanhou om jou lief te hê. Dis die boodskap van God. God roep uit in hoofstuk 11, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Mens kan amper die hartseer in God se stem hoor. Dit is amper, nie of hy wil moed opgee nie, maar net, hoe kan ek jou laat gaan? En ons het baie keer hierdie prentjie word van God geskep of gesit dat God is hierdie kwaai, wraakvolle God, 'n afsydige God, wat almal net wil straf. Maar ons lees hier van 'n God vol genade, wie sy hart breek vir sy mense. En vriende, as ons vandag hierdie storie van Hosea in ons lewens inbring, is die hartseer realiteit ongelukkig dat ons nie Hosea in hierdie verhaal is nie. Dat ons almal eintlik Gomer in hierdie verhaal is. God het ons almal geskep en ons geseën en ons gered. Maar hoe gereeld hardloop ons agter ander dinge aan? Ons aanbid dalk nie Baalbeelde nie, maar ander dinge, ander afgode, geld, sukses, ander mense se opinie oor my, ander mense se goedkeuring, gemak. 'n Afgod is iets wat 'n God se plek inneem, wat die eerste prioriteit in jou lewe word. En baie keer hardloop ons na ander dinge toe. Ander dinge wat vir ons moet joy gee, ander dinge wat ons moet laat veilig voel, ander dinge wat ons moet laat suksesvol voel. Maar op die einde is daar net een plek of een persoon wat dit vir ons kan gee. En al het Gomer gedwaal, en hy het Israel gedwaal, God het nog steeds hulle agtervolg. Hy gee om vir hulle. Ons het verlede week Paasfees gevier, en ons het gesien hoe roekeloos Jesus se liefde is, dat hy onskuldig aan 'n kruis gesterf het vir my en jou. As ons Hosea lees, dan kan ons ook sien, ergens tussenin is versteek. So die profete het geprofeteer oor wat met die volk gaan gebeur, party van hulle huidiglik, partykeer in die toekoms, en meeste van hulle het profeseë van Jesus gehad. So in Hosea is die evangelie ook weggesteek. Ons lees in Hosea 1 in die tweede gedeelte staan daar, ek het hom, my seun uit Egipte geroep. Nou God stuur Jesus aarde toe om 'n mens te word, hy is uit die afstammeling van Israel uitgebore, en ons kan onthou dat Jesus gebore is, was Herodes koning, en toe hy uitvind van Jesus by die wyse manne, toe maak hy 'n besluit om te sê, alle eersgebore Jode babas seuns moet doodgemaak word. En 'n engel waarsku vir Josef en hulle vlug Egipte toe, ons lees dit daar in Matteus 2. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Hosea profeteer van Jesus wat gaan kom. Jesus vervul hierdie profesie, een van baie profesieë
om te wys dat hy is die seun van God. Hy is die Messias vir wie hulle moes wag. Maar die volk erken hom nie. Veral die kerkleiers erken hom nie, of wil hom nie erken nie. Jesus het gekom om die wêreld te red, om vir ons God se liefde te wys. Hosea moes vir Gomer gaan loskoop, net so het Jesus vir my en jou ook losgekoop. Maar die prys wat hy betaal het, was baie meer as silwer en gars gewees. Die prys wat hy betaal het, was sy lewe. Hy het sy bloed laat vloei vir elkeen van ons. En as ons na Paastyd weer nou na die kruis kyk, dan sien ons die volle uitdrukking van die roekelose liefde wat God vir elkeen van ons het. Paulus beskryf dit vir ons in Romeine 5, sê hy, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het nie eers gewag tot ons eers getrou word nie. God wag nie eers tot jy 'n beter mens word, 'n goeie mens word nie. God het Jesus gestuur en hy het geweet hy gaan onskuldig sterf terwyl ons nog sondaars is. Baie mense, en dit raak vir my of dit al hoe meer raak, wat net uitdruklik, en lang terug was daar 'n klomp goed wat nie geheim gebeur het, wat niemand van weet. Niemand het ooit geweet as iemand geskei het nie, niemand het ooit geweet van familiegoed wat gebeur het nie, maar min mense het ooit jare terug gesê, ek glo nie in God nie. Deesdae is dit soos die inding. Dis die inding op die TV te sê, of op enige reeks, of op enige fliek, of iets te sê, maar nie net eers, I'm not a religious person nie, maar net sê, I don't believe in God. Mense in ons eie land, wat ons sê ons is 'n Christenland, is dit al hoe meer soos, maar ek hoor hierdie, maar dit kan nie regtig waar wees nie. Dis net 'n storie. As jy dit wil glo, dis okay vir jou. Maar die realiteit is dat Jesus is God. Jesus het gesterf. Hy het opgestaan uit die dood uit. En hy is roekeloos lief vir elkeen van ons. Dit is belangrik om te onderskei dan, want dis waar baie mense ook vasgevang raak. En ek weet mense raak kwaad as ek dit sê. Maar ek dink daar's baie kerke wat vol kerkbanke wat vol sit. Met mense wat ek dink dit dalk nie gaan maak nie. Want God soek nie 'n godsdiens nie. God soek 'n verhouding. Die Israeliete het ander offers bring. Hosea sê God, want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Israel het nog steeds godsdienstige rituele gedoen. Hulle het offerandes gebring, maar hulle harte was ver weg van God af. God soek nie godsdiens nie, hy soek 'n verhouding. Vandag is dieselfde met ons. Jy kan kerk bywoon, jy kan lofliedere sing, jy kan jou Bybel lees, maar tog kan ons harte steeds ver van God af wees. Het gaan nie oor 'n godsdiens nie, dit gaan nie oor om te sê ek is 'n Christen nie, dit gaan nie oor om te sê ek is by 'n kerk of by 'n politieke party nie. Dit gaan weer terug. Glo jy, leef jy werklik dat Jesus jou redder en jou koning en jou verlosser en jou saligmaker is? Dis waar die verskil inkom. As ons verder lees in Hosea, is daar wel baie waarskuwings van oordeel, maar die laaste hoofstuk eindig het met hoop. In Hosea 14 beloof God, ek sal hulle ontrou genees, ek sal hulle van harte lief hê. Die NIV vertaling sê dit mooi, I will heal their waywardness and love them freely. Freely beteken God se liefde is verniet. Jy kan dit nie verdien nie. Dit word vir jou gegee, dis vrylik, onvoorwaardelik. Maak nie so ver saak hoe ver jy afgedwaal het van God se liefde nie. God bring altyd herstel. So wat leer ons vandag van God se liefde by Hosea? Eerstens, God se liefde sal ons altyd najaag. God sal ons altyd agtervolg. Hosea het vir Gomer gaan soek, en so sal God elkeen van ons ook soek. Soos die gelykenis wat Jesus vertel het van die skaapwagter, wat die 99 skape gelos het, en die een verlore skaap gaan soek het. Die skaap het nie 'n spesiale naam gehad nie, dit was nie die enigste ram nie, dit was nie die leier nie, dit was nie die beste nie, dit was nie met die meeste wol nie, die verlore skaap. Elkeen van ons is op 'n plek in ons lewe al 'n verlore skaap gewees. En God los die 99 om daai een skaap te gaan soek. God se liefde betaal die prys. Hosea het vir Gomer verlos, net so het Jesus aan die kruis ons verlos en hy het 'n duur prys betaal. God se liefde vergewe.
God hou nie jou verlede teen jou nie. Dieselfde Lukas 15 vertel Jesus ook die gelykenis van die verlore seun, wat gaan aanjaag het, wat gaan verkeerd doen het, en wat terugkom in berou, met 'n hele speech wat hy gaan sê, wat hy vir sy pa gaan sê, om hom te vergewe. Maar sy pa hardloop na hom toe met oop arms, en ontvang hom in liefde. God vergewe ons net, die God se liefde herstel ook. Hy kom herstel en hy herbou wat gebreek is. Vriende, Hosea se boodskap is vir my en vir jou. God is nie klaar met jou nie. God is steeds lief vir jou. Hy agtervolg jou steeds. Hy roep jou soos wat hy elke persoon roep wat verlore gaan. En hierdie verhaal is nie antieke geskiedenis nie. Dis 'n verhaal van ons elkeen se menslike hart, as ons afdwaal, wanneer ons misluk, wanneer ons God se hart breek, en tog hou God aan om ons te agtervolg. Liefde wat nie sin maak nie, liefde wat aanhou agtervolg, liefde wat aanhou verlos, liefde wat aanhou herstel, roekelose liefde. So ek wil jou volgende vra, waar is jy? Sommige van julle hardloop van God af weg. Sommige hardloop soos wat Gomer vir God weg. Sommige van julle voel dalk onwaardig, of jy voel skaam, jy voel asof jy te veel al opgemors het, of jy te ver weg is. Hosea wys vir ons vandag, dat jy nooit te ver weg kan wees nie. Sommige van julle is godsdienstig koud. Jy is by God, maar jy is nie regtig verlief op hom nie. Sê jy partykeer vir God, ek is lief vir u. God is lief vir ons, dit is 'n verhouding. 'n intieme verhouding is daar liefde al twee kante toe. Want sien vriende, maak nie saak waar jy is, God wil met jou connect, net waar jy is. So ek wil weer terugkom wat ek in die begin gesê het. My doel met my preek vandag is, dat jy sal besef, maar ook dat jy sal glo, dat God jou roekeloos lief het. Ek wil vra dat as ek net sal stil word, en ons gaan na 'n lied luister of kyk, ek dink, kyk na die woorde, maar wat my gebed was toe ek voorberei het hierdie week, was dat die Heilige Gees in jou hart sal inspreek. Het gaan oor die lied wat speel nie, het gaan oor wat ek sê, en op einde gaan het oor, God het vandag vir jou 'n boodskap, vir elkeen van julle. En ek vra dat ons harte net sal oop, en dat die Heilige Gees in ons harte sal inspreek, en dat ons werklik sal kan besef, hoe lief God ons werklik het. Kom ons luister na hierdie lied saam. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me.
have been so, so kind to me, yeah. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't turn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. My hoop vandag is dat jy nie net sal weet nie, maar glo dat God vir jou lief is. Ek het groot geword baie keer dat ja, God jaag my. God is agter my aan, want hy wil my straf. God kyk die hele tyd wat ek doen. God is by my elke oomblik van elke dag, maar om te kyk wat ek verkeerd doen. En onthou daai blinde sambok deel. Maar vriende, realiteit is, God jaag agter jou aan. God pursue jou elke dag om vir jou lief te wees. Om vir jou liefde te gee, om vir jou lewe in oorvloed te gee. En my gebed vanoggend vir julle is dieselfde gebed wat Paulus gebid het vir die gemeente in Efese. Hy bid dit daar in Efesiërs 3 bid hy. Ek bid dat hy deur die Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle geliefde in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Here, dankie dat ons vandag kan praat oor die liefde. Here, jy weet, al het ek vandag oor my woorde geval en het ek gesukkel om die goed reg uit te kry, gaan dit nie oor my nie. Want Heilige Gees, ek glo en vertrou dat U met elkeen van ons vandag 'n afspraak gehad het in hierdie oomblik, in hierdie nou. Hier sit ook mense hier wat vandag hier sit, Here, wat glad nie verhouding het met U nie. Hier sit ook mense vandag, Here, wat 'n verhouding met U gehad het, maar wat ver weg voel en voel, maar ek weet nie of ek regtig meer glo nie. Hier sit ook mense vandag in hartseer en pyn, met 'n sieke wat in die hospitaal is, 'n geliefde wat in die hospitaal is, mense wat hulle werk verloor, mense wat finansiëel sukkel, mense wat se huwelike sukkel, mense wat geskei is, mense wat iemand aan die dood afgestaan het.
Here, mag ons verhouding met U nooit 'n godsdiens wees nie. Mag U in ons harte net ons laat elkeen besef hoe lief U ons elkeen het. In elke oomblik van elke dag, maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wat ons gedoen het nie. U genade is altyd groot genoeg. U staan altyd met oop arms en wag vir ons en sê, my kind, kom terug na my toe, want ek het jou lief. Dankie vir daai liefde, in Jesus naam. Amen. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, wil ek jou graag ontmoet. Jy kan jouself net kom voorstel na die tyd. Kom geniet lekker koffie en tee, daar's verniet koffie en tee daar agter. Jy kan ook Coffee the Bible ondersteun. En dan wil ek net vra as ons uitry dat julle asseblief die onderste hek gebruik sodat die mense van die tweede diens kan bo inry. So asseblief gebruik die onderste hek. En as jy by die T-aansluiting kom dat jy sal links draai asseblief. Ons vra baie mooi. Die verkeer vloei vinniger en dit is net veiliger as jy afdraai. As jy dan nie weet nie, sit jou GPS aan of gaan net af en dan draai jy by die casino om die sirkel om en dan ry jy net weer terug Kreersdorp se kant toe. Mag julle 'n baie heerlike week hê en mag julle God se liefde ervaar. Ek spreek vir ons die seën uit. Mag julle die liefde van God, die onvoorwaardelike roekelose liefde, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik van elke dag beleef en die gemeente antwoord. Amen.